Daniël 2 vers 23 sê, ek loof en prys U, God van my voorouers. U het my wysheid en krag gegee. U het my ingelig oor wat ons van U gevra het. U het aan my openbaar wat die koning gevra het. Jy sien, die magtige koning van Babylon, koning Nebukadneser, het Israel oorwin en baie van sy leiers gevange geneem. Nie net het hy ook baie van Israel se slim jong manne weggelei om in sy diens geneem te word en om te help om sy koninkryk te bou nie, maar hy het ook van die goud en die silwer en alle kunstighede uit die tempel gesteel. Nebukadneser het een nag 'n baie ontstellende droom en hy laat al sy waarsêers en sy towenaars en die wyse manne kom om die droom vir hom uit te lê, maar nie net moes hulle die droom uitlê nie, hulle moes ook sê wat die koning gedroom het. En indien hulle dit nie daarin kon slaag nie, sou hy hulle almal laat doodmaak en hulle huishoudings verbrand tot ashope. Daniël het tot die koning genader en gevra vir 'n bietjie tyd en hy sal die droom vertel en uitlê. En daarop het hy sy vriende Sedrak, Mesach en Abednego gevra om saam met hom te bid en God te vertrou dat hy hulle die droom sou wys en die betekenis daarvan sal openbaar. Daardie nag het God dit aan Daniël openbaar en Daniël het dit met die koning gedeel en die lewens van baie mense gespaar. Staar jy dalk vandag 'n situasie of omstandighede in die gesig wat blyk onmoontlik te wees om te oorkom? My vriend, koop die tyd uit. Kry 'n paar mense om saam met jou te bid en wanneer God jou antwoord, koop die tyd uit om hom te eer daarvoor. Here, dankie vir hierdie les uit die lewe van Daniël. Dankie Here, dat ons kan weet dat wanneer ons voor situasies en omstandighede is, dat ons die tyd moet uitkoop, Here, om U aangesig te soek rakende dit, en wanneer U ons antwoord, dat ons weer eens die tyd sal uitkoop om U te loof en prys in Jesus se naam. Amen.